Ek vra gereeld my studente, wat is die heel laaste vers in die Ou Testament? Baie van hulle by die kweekskool weet nie, maar die versie het te doen met God se bekommernis dat harte van die vaders moet draai na die kinders en die harte van die kinders moet draai na die vaders. Anders sal God die land vervloek. Dit is die einde van die Ou Testament, gevolg deur 400 jaar van stilte, totdat 'n baba gebore is in Bethlehem in die Nuwe Testament. Interessant genoeg, heel aan die begin, in Lukas 1 vers 17, kom dieselfde kwessie na vore. Die profeet Sagaria verwys terug na die profesie oor God se bekommernis oor die draai van vaders se harte na die kinders. So, die heel laaste kwessie in die Ou Testament en die heel eerste kwessie wat na vore kom in die Nuwe Testament, is God se bekommernis dat harte van vaders moet draai na die kinders. Kom ons kyk om ons. Die slums van Calcutta, Manila, Rio of Nairobi is nie hoe God verwag het ons moet lewe nie. Die land was vervloek. Dit is nie net die gevolg van vaders wat nie hul verantwoordelikheid nakom nie. Maar ek glo, dit is ook wat Satan wil hê in die gemeenskappe. Wat wil Satan hê? Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom steel, moor en verwoes. Ek het gekom, dat jy mag lewe. Satan steel, moor en verwoes die oorvloedlewe wat Jesus vir ons almal wil hê, kinders ingesluit. Dit is net die kerk wat die geestelike bronne het, wat die vloek in 'n seëning kan verander. So, dit is die verantwoordelikheid van die kerk om hierdie kwessies te verstaan en veral oor die Vader se harte wat moet draai na die kinders.